Ons is bymekaar in die naam van die Almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die woord sê, soos die oog van 'n diensknegt gefestig is op die hand van sy eienaar, en soos die oog van 'n diensmaagd gefestig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gefestig op die Here ons God, totdat hy oor ons ontferm. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die loofsang vir oggend is Psalm 100 in die ou boekie, nuwe boekie, Psalm 100, die ou Tweesjesbereiding, vers 1, 2, 3, 4. Soos dit vir ons opgeteken is in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuies teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Aangesien ons nou weer opnuut ons sonde en ellende uit die wet leer ken, laat ons ons skuld bely in die sin van Psalm 125 vers 2 en 3, in die liedboek is dit 383 vers 2 en 3.
en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons dan 'n belydenis van ons algemene Christelike geloof doen, en laat elkeen van ons in sy hart verstoor spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Aangesien ons nou ons geloof bely, laat ons ons lewe aan die Here toewy met die sing van Gesang 36, vers 1, 2 en 6, en die liedboek 282, vers 1, 2 en 6. Ons lees Jesaja 42 vers 1 tot 9. Jesaja 42 vers 1 tot 9. Hier is my dienaar, ek stel hom aan. Ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Ek laat my gees op hom kom, hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie. Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n lampet wat dof brand sal hy nie uitdoef. Hy sal my wil bekend maak soos dit is. Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat hy my wil op aarde gevestig het, die eilande wag op wat hy hulle sal leer. So sê God die Here, hy wat die hemelkoepel geskep en dit oopgespan het. Hy wat die aarde gevorm het en alles wat dit opleef. Hy wat aan al die mense op aarde die asem gee, die lewe aan alles wat op die aarde beweeg. Ek is die Here. Omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep, ek hou jou vas, ek beskerm jou. Ek maak jou my verbond met my volk, my lig vir die nasies. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry. Wie in die donkerte van die gevangenes sit, sal jy laat uitgaan. Ek is die Here, dit is my naam. Die eer wat my toekom, gee ek aan geen ander nie. Die lof wat my toekom, gee ek nie aan gesnede beelde nie. Wat ek vroeër aangekondig het plaasgevind. Ek kondig nuwe dinge aan, voor dit begin gebeur, laat ek julle al daarvan hoor.
Tot sover lees ons uit die Heilige Woord. Gras verdor en blomme verwelk en die woord van die Here staan tot in ewigheid. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, U is die troue God van Abraham en Isak en Jakob. U is die ewige en U verander nooit. Daarom kan ons voor U stil word, in volle vertroue op U almacht. U is die God wat alles gemaak het en alles ken, en daarom weet en verstaan. Daarom kan U versorg en U kan voorsien en U kan bepaal wat moet gebeur. Met ons hele lewe kom ons na U toe, Heer. Aan die een kant is ons verleë vir ons oortredings. Aan die ander kant sien ons met kinderlike opgewondenheid uit alles wat U vir ons wil openbaar. Ons weet ons kan van dag tot dag in die kalmte en in die rus leef, dat U ons nooit verlaat. Omdat U almagtig is, omdat U alles ken en weet, vra ons ook dat U woord vir ons sal oopgaan tydens hierdie diens. Ons bid, Heer, dat U ons harte sal aanraak deur U woord en deur die Gees. Ons vra dit in Christus naam. Amen. Psalm 116, dit is agter in die liedboek, strofe 1, 2 en 3, die koorsiesbereiding. God het ek lief van die getroue Heer, hoor na my stem uit vrye welbehaag. 116, 1, 2 en 3. Die Heidelbergse Katekismus, Sondag 10, vraag 27. Wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God, die almagtige en oral teenwoordige krag waardeur hy hemel en aarde en al die skepsels
asof met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gesondheid en siekte, rykdom en armoede en alles, ons nie per toeval nie, maar uit sy Vaderhand toekom. En dan Sondag 12:31. Waarom word hy Christus wat gesalfde beteken genoem? Omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is. Tot ons hoogste profeet en leraar, wat aan ons die verborge raad en wil van God, aangaande ons verlossing, ten volle bekend gemaak. Tot ons enigste hoëpriester, wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het, en met sy voorbeeld gedurig deur by die Vader vir ons intree, tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en gees regeer en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar. Broers en susters, 'n rukkie gelede het een van die lidmate gevra, waar kom die kerk aan alles wat ons leer? Hoekom sê ons dit en dit oor Jesus, en waar kry ons dit in die Bybel? Hoe moet ons gewone lidmate met die Bybel werk, dat ons gewone mense kan verstaan wat daar geskryf staan? Want as ons lees dit, as ons lidmate dit lees, dan lees ons die woorde, maar dit maak nie altyd sin nie. Daarom kyk ons vandag na Psalm 2, Jesaja 42. Want Jesaja 42 gee vir ons 'n pragtige geleentheid om te vas te stel, hoe moet ons met die Bybel werk, dat ons kan verstaan oor hoe die dinge aan mekaar sit. Dit begin by vers 1 wat sê, hier is my dienaar, ek stel hom aan, ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Ons moet 'n teenvraag vra. As iemand ons so vra, wat beteken dit as ons sê, Jesus is die dienaar? Ons weet Jesus is God en Jesus is die Seun, maar hoe moet ons verstaan dat hy nou die dienaar ook nog moet wees? Of hoe werk dit? Kom ons vra 'n teenvraag. As ons aan Jesus dink, hoe verstaan ons? As ons aan Jesus dink, dan dink ons aan die babietjie wat in Bethlehem in die stal gebore is. Ons dink aan die jong mens wat in Jerusalem agtergebly het. Ons dink aan die man wat rondgegaan het en mense geleer het en op die ouend gekruisig is. En dit is eintlik al die antwoord. As ons aan Jesus dink, dan dink ons aan die mens Jesus. En dan moet ons dadelik begin verder vra. As ons sê dat Jesus die mens is wat ons kom red het, dan moet ons verder vra, maar hoekom moes hy dan mens geword? Hoekom kon die Vader nie maar net gesê het, ek vergewe julle, en dan is dit nou verby nie? Toe die sondeval plaasvind het, al die mense sondig geword. Maar dit was 'n volmaakte mens wat die sondeval gepleeg het. 'n gewone taal. Dit was 'n volmaakte mens wat daai rekening oopgemaak. So 'n volmaakte mens moet hom betaal. En die enigste plek waar God 'n volmaakte mens kon kry, is as hy self mens geword het. Want al die ander mense was sondaars. Kan nie werk as ons 'n gewone sondaar vir al die ander wat kruisig nie. Dit is hoekom Jesus op aarde mens geword het.
Wat het hy gedoen terwyl hy op die aarde was? Die Bybel sê, hy het vir ons die beeld van God kom wys. Dit moet ons mooi verstaan. Dit wat u en ek moet wees. Dit wat ons veronderstel is om elke dag met ons lewe aan te vang. Jesus het dit reg gekry. Hy is die enigste een wat dit presies kon reg kry. Dan kan ons dadelik die aanvraag antwoord. As ons sê hy is die dienaar, hoe het hy gedien? Hy dien ons. Deurdat hy vir ons die voorbeeld wys, nou weet ons hoe dit moet lyk. Hy kom dien in opdrag van God. Dan het hy nog 'n tweede manier opgedien. Hy was die een sondelose mens in diens van die Vader. Dit is om ons daardie gedeeltjie moet verstaan as die Bybel sê, hier is my dienaar. Ek stel hom aan. Vra die mense nou, hoe is hy aangestel? Wat beteken dit as die Bybel sê, Jesus is aangestel? Gaan ons terug na Jesus se lewe toe. Wat het gebeur toe hy gedoop is? Toe die Heilige Gees, toe hy uit die water uit opkom, toe sê die Heilige Gees, hier is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. En later by Handelinge, dit is 10 vers 38, dan sê hulle, dit is waar Jesus gesalf is. So daar het God kom wys, hierdie een is die een wat julle moet red. Dus hoe kom hy daar sê, ek stel hom aan. Daar het Jesus die laaste keer die opdrag gekry, en hy die bevestiging gekry, en die mense rondom hom kon weet en verstaan, hy is die een wat die werk gaan doen. Dit sluit dan direk aan by die volgende deelte, ek het hom uitverkies, hy geniet my guns. Dan sê die Bybel, ek laat my gees op hom kom, hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Wat gebeur as die gees van God in 'n mens werk? As die gees van God in ons werk, dan kan ons die Bybel verstaan. Party van ons verstaan bietjie minder, party van ons verstaan bietjie meer. In beginsel verstaan ons dit wat nodig is. Wat het by Jesus gebeur? As ons terug gaan, ons kyk na wat sy lewe vir ons wys, kan die mense gevra, waar is hy opgelei? Dit kan wees dat Jesus nooit 'n formele opleiding gehad het, maar die Heilige Gees het so in hom gewerk, dat hy alles presies reg verstaan het, dat hy geweet het, dit moet nou so gebeur, dit moet nou so gebeur, daardie ding werk so, dit moet hy so verstaan. Dus hoekom 600 jaar voor sy geboorte, het die woord al gesê, ek laat my gees op hom kom. Hy sal my wil aan die nasies bekend maak, ons sal dit nou met die volgende gedagtes weer optel. By vers 2 sê hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. As ons na Jesus se lewe kyk, dan gaan dit dalk lyk asof die tekste mekaar weerspreek, want Jesus het by tye letterlik fisies uitgeroep en uit hard gepraat. Daardie gedeelte moet ons nie te letterlik verstaan. Dit gaan oor die gesindheid waarmee Christus daar tussen sy mense gewerk het. As hier staan, hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie, dan beteken dit, hy het 'n sagmoedige, rustige, kalm inslag oor die algemeen gehandhaaf wanneer hy met die mense gewerk het. So toe die mense van sy tyd, nadat hy gekruisig is, weer hierdie gedeelte raak sien en hulle lees om en hulle bestudeer dit, kom hulle agter, maar hier sê hulle letterlik woord vir woord elke belangrike deel oor wat ons oor die Here Jesus moes geweet het. Dit is hoe ons met die Bybel werk. Ons vat die kennis van die een kant af, van dit aan die ander kant toe. 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n lampet wat dof brand sal hy nie uitdoof nie. Ons het almal as kinders met riete gespeel.
is 'n riet werd as hy geknap? Hy's net lastig. Want as die riet eers getak het, dan is hy nie meer sterk genoeg om die werk te kan doen nie, dan steek die splinters in jou hand om jou weggooi. As hy praat van 'n lampet wat dof brand. Die ouer mense het waarskynlik almal nog met lampies groot geword, hulle weet wat is dit as 'n lamp wat dof is. Ons jonger geslag weet wat dit is as 'n battery, flitse batterye pap, as jy kan met hom niks maak. Nou vergelyk hy die werk van Jesus en die manier hoe Jesus met ons werk. Hy sê ons is die afgeknakte riet, ons is die dowwe lamp. Maar hoor nou die genade. Die riet, geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n Lampet wat dof brand sal hy nie uitdoof. Sê dit presies hoe Christus ons beskou. As ons met ons korrupsiene voor hom staan, as ons skaam kry oor ons oortredings, as ons jammer is, dan sê hierdie gedeelte wat ons by hom kan verwag. En dan voorspel het wat met homself gaan gebeur. Self sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat hy my wil op aarde gevestig het. Hoeveel keer het dit gebeur as ons Matteus, Markus, Lukas, Johannes lees? Hoeveel keer het dit gebeur, dat hulle hom wou vang, dan loop hy tussen hulle deur? Hoeveel keer het dit gebeur, dat hulle hom wou stenig, dan gaan hy weg? Elke nou en dan weer 'n keer. Totdat die punt presies reg was, die tyd reg was, die geleentheid reg was, alles voorberei was, word hy gevang en gekruisig. Hier sê hy, self sal hy nie uitgedoof of geknak word, totdat hy my wil op aarde bevestig het. Wat is die wil van die Vader? Jesus het gesê, die wil van die Vader is dat nie een verlore sal gaan. Nie een. Elke enkele een van ons, wie se naam in die boek van die lewe geskryf staan, elke enkele een wat hy eerste gekies het, ons kan kalm en rustig raak, ons hoef nie benoud of bekommerd te wees nie, want toe Jesus alles geleer het, toe hy gekruisig is, toe hy opgestaan het, het hy die wil van God bevestig. Soos dit vir elke een op aarde geld wat glo. Die eilande wag wat op hy hulle sal leer. Dan vra die mense, maar wat beteken dit? As mense in Openbaring gaan kyk, dan word daardie gedeeltjie opgesluit. Want Openbaring verduidelik vir ons, die eilande is 'n spreekwoord, dis 'n idioom, wat verwys na die groepies mense uit die ander volke uit, wat by Israel, by die geloofsgemeenskap moet aansluit. Dis hoe ons dit moet verstaan. So in daai tyd het hulle al geweet en verstaan. Ons vat hom van vers 6 af verder. Ek is die Here, omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep, ek hou jou vas, ek beskerm jou. Ek maak jou my verbond met my volk. Die verbond, en almal moet dit asseblief onthou tot dit ewig goed. Die verbond is waar die Here God na Abraham toe kom en vir hom sê, ek sal jou God wees en die God van jou nageslag, jy moet my volk wees, jy en jou nageslag. Dis waaroor dit gaan. Nou sê die Here, omdat ek getrou is aan my verbond, en hoor nou troos, wie van ons kan sê, dat ons getrou is? Ons kan nie sê dat ons getrou is. Ons kan so 'n bietjie daarvan verstaan. Ons kan so 'n bietjie probeer daarvan, ons kan 'n bietjie praat daaroor, maar ons kan nie sê dat ons werklik ten volle getrou is aan God se beloftes en aan sy verbond nie. Ons dwaal af, ons maak fout. Maar God se woord staan. Daaraan kan ons nog vashou. Dis nog iets wat vir ons altyd weer sal verder vat, of ons hoef toch nooit daaroor bekommerd te wees. En nou sê hy, omdat
hy so getrou is aan sy verbond, beskerm hy vir Jesus. Hy maak hom die verbond in vol. So Christus geleer het, gekruisig is, afgedaal het na die hel en opgestaan het uit die dood het. En elke gelofte waar ons nie daar bekommerd is. God sal op self ek maak jou my lig vir die nasies. Die duisternis is daar waar die mensdom nie 'n boodskap van verlossing het. Die duisternis is daar waar die mense bang is vir die dood en vir die ewige straf. En omdat ons Christus ken, weet ons, dit geld nie vir ons. Omdat ons Christus ken, omdat ons hom glo, weet ons vas en seker, ons hoef nie bekommerd te wees oor daardie gedeelte nie. Want hy is die lig vir die nasies. En dan beskryf hy verder wat Jesus gaan doen. Jy sal blindes laat sien, jy sal gevangenes uit die tronk bevry, mens kan dit letterlik of figuurlik verstaan. Wie in die donkerte van die gevangenis sit, sal jy laat uitgaan. Broers en susters, dit is hoe mens met die Bybel werk. Ons gaan kyk na die lewe van ons Here Jesus. En dan vra ons, hoe is dit van toepassing op hierdie gedeeltes wat op die ander plekke in die Bybel staan? En dan trek ons die touwtjies. En dan kom mense op 'n punt waar ons met vrymoedigheid nederig voor hom kan kniel en kan sê, ons weet, ons bely, ons glo en ons twyfel. Ons redding kom slegs van hom. Slegs daardeur dat hy homself opgegee het om in ons plek aan die kruis te sterf. Ons het nou oor 12 dae Goeie Vrydag. Dan is die veronderstelling dat ons weer by mekaar kom. Of dat ons dan nou vir daardie ekstra geleentheid by mekaar kom. Waar ons spesifiek ons redding en ons vryspraak herdenk. Kom ons doen nou die moeite om tot dan toe mooi te kyk na die verskillende gedeeltes waar die woord vir ons sê wie die Here Jesus is, wat hy kon doen het en hoe ons daarvoor dankbaar is. Ons moet altyd onthou, amper alles wat met ons gebeur, reageer ons uit vrees en benoudheid. Dis wat menswees is. Maar as ons hierdie wonderlike beloftes het, en as ons weet, die lewe maak dalk 'n paar snaakse draaie met ons, alles is nie altyd ewe maklik, ewe reg, en soos ons dit wil hê nie, dan geld hierdie woorde, wat hy hier sê, omdat ek getrou is aan my verbond. Nou as hy getrou bly aan sy verbond, dan is ons mos so veilig as wat ons denkbaar kan wees. Dan is die volgende ruk of tyd, se kopseer en hartseer en bekommernis, tog net deel sy hartse goed wat met die tyd ergens aan die pad weer gaan weggaan. Dan kan ons mos met vertroue vorentoe stap en sê, troue Heer, U sal bepaal. Ons gaan ons nie onnodig daarom bekommer nie. En dan bewys hy nog die verdere genade op. Hy gee ons die krag wat nodig is om te oorleef. Hoor jy dat geloof die lewe moontlik maak? Geloof maak dit vir ons moontlik om verder as môre en oormôre te sien. Geloof maak dat ons maar weer so verslag die stof kan afskud, opstaan en sê, ons weet waar ons hoop vandaan. Mag hy genade aan ons betoon, mag hy ons help in alles
Mag hy ons oor ons ore oopmaak. Amen. Ons bid saam. Ons troue Hemelse Vader, ons kan nie eers probeer om te dink wat U alles doen. Ons kan nie probeer om te beskryf wat alles daar moet wees nie. Want oor en weer is dit alles net te veel. En ons is so klein en ons is eintlik so onbeduidend. Maar U liefde geld vir elkeen van ons. U vou ons toe, U versorg en beskerm, U gee uitkoms, U gee krag na kruis. Ons kan agtertoe kyk en die kruis van ons Here Jesus sien. En ons kan vorentoe kyk en ons kan die wederkoms sien. En daarom kan ons bemoedig, rustig en kalm ons pad aan te stap. Vrygespreek van dit wat boos en lelik is. Vrygemaak om U te dien met ons lewe. Ons bid Heer dat U aan ons die wysheid sal gee, dat ons die vryheid van die geloof reg kan gebruik. Ons bid dat U ons in die liefde sal toevou en sal dra, veral daar waar ons nie verder weet. Ons bid vir ons geloofsgemeenskap, en ons bid vir ons gemeenskap in die algemeen, en net so bid ons vir die groter geloofsgemeenskap in Suid-Afrika en in die wêreld. Daar waar die mensdom swaar kry, daar waar ons belieg en bedrieg word, en daar waar ons nie altyd vorentoe weet. Daar mag ons in gebed tot U nader. Ons vra dat U genade vir ons genoeg sal wees, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gesang 380 in die liedboek, Ou Gesang 117, strofe 1 en 2, Jesus lam gelei ter slagting, U oorwin vir ons die dood, Jesus prooi van ons veragting, U dra self ons angs en nood. 380 in die liedboek, 117 in die ou boek, strofes 1 en 2. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en beskerm, die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.